Goeiemôre, dis dan Vrydag 12de Maart. Donderdag is donderdag, ja, 12de Maart, ekskuus. Ja, ek is al so lus vir Vrydag. Ja. Lesing 104 van die Groot Johannes Evangelie, boek 3. Ons is nou gister gelees van Joshua, hoe hy ons verduidelik het oor die seën van ryk mense in 'n land en dan die vloek van vrekke en gierige mense in 'n land. En dit is maar net so. Ongelukkig het jy ryk mense in 'n land nodig, maar jy het goeie ryk mense. Maar die meeste lande het juis is die rykes die mees gierigstes, die vrekkerigstes. En dit lyk soos as jy jouself nou aan 'n landskap dink. Dink aan hoë berge. Ek praat nou nie van die bergies wat ons het nie. Hoë berge wat soos daar in Oos-Transvaal, die Drakensberge in die Kaap. Heel bo is daar niks nie. Daar groei niks nie. En daar is baie keer sneeu op daai berge. Dan is dit nog baie warm hier onder. En dit is die toestand van die harte van ryk mense. Hulle is hoog, verhewe, hulle harte is koud, dit sneeu daar, en daar groei nie welige gras en ander vrugtebome en goed daar nie. Daar groei eintlik niks. Hoe laer jy afkom, hoe meer begin daar hier en daar wille vrugteboom staan. En as jy in die valleie kom, dan waar al daai rotse afgekom het oor miljoene jare en grond geword het, daar kry jy nou goeie opbrengs. Die planteryk is ryk voorsien daar, jy kan daar ploeg en jy kan self plant. Daai stel die mense van 'n land voor wat basies die gemiddeldes is, kom ons noem dit die middelklas en die armes. Maar daar ontstaan ook uit daai berge uit strome water, want die sneeu smelt ook nou en dan. So dis noodsaaklik vir berge, sodat die dale ook water kan kry en ook reën kan kry. Want die wolke kom en hy skop teen die berg vas en dan maak hy reën. So dis my altyd 'n baie mooi voorbeeld van hoe 'n verhouding moet wees, 'n korrekte verhouding van ryk en arm. En al is die harte koud, kom daar daarom iets ook van hulle na ons toe. Want dit is gewoonlik die ryk mense wat die eienaars is van die fabrieke waarin ons as middelklas en laagklas werk. Dis gewoonlik die ryk mense vandag, veral wat boer, wat plase het en wat mense kan bekostig. En ons sien dat hulle nie eintlik veel het om ons eie mense in diens te neem nie. Dis skrikwekkend as 'n mens nou na besighede toe gaan. Sien jy ooit meer 'n mens, 'n wit mens agter 'n til, 'n wit mens in 'n restaurant, 'n wit mens by enige plek waar jy gaan? Daar's nie meer nie. Altyd was daar daarom nog so 'n paar wit gesigte. So die volk se hart het ook versteen in met daai aspek. En hulle gaan hulle self nog vasbrand vorentoe, want hierdie nasie is 'n wispelturige nasie. En as hy ongelukkig raak met jou, dan brand hy jou af, of hy doen iets anders om jou skade te doen. En ons sal dit maar op die ou einde ook kan lê oor die boeg van gierigheid. Want dit is hoekom ons eie mense, nie ons eie mense in diens geneem het nie. Dit het gegaan hier in die 50er jare en nog voor dit oor goedkoop arbeid wat ons kon laat inbring van bo af. Van oral in Afrika het hulle ingekom om in ons myne te werk, later in al die ander plekke. Dit is maar hoe dit is. En dit was gierigheid, want hulle was goedkoop arbeid.
En dit is die gevolge van niks anderste as gierigheid nie. En later aan neem sulke mense die land oor, en nou sit ons met hierdie parasitiese gemeenskap wat hierdie hele land se bates opvreet, so sprinkane. Joel 2 praat van die sprinkane wat inkom, en alles verorber. So, ons kan hierdie boodskappe kan ons baie goed aan ons lyf voel vandag. Ons lees verder oor die dierlike aard van die mens. 1:9-3. Voordat ek daarmee begin, moet jy weet dat die mens saamgestel is deur verskeie, indien nie alle, diere, siele, plante siele en minerale siele wat op hierdie planeet voorkom nie, en selfs ook van ander sieledele wat nie hier voorkom nie, want jou siel is 'n mini-kosmos. Dit moet so wees, want een of ander tyd gaan jy 'n opdrag in die hiernamaals kry, as jy dit nou gemaak het tot by die hoogste orde, gaan Vader vir jou sê, skep vir my 'n planeet met plante, minerale, diere, dan moet jy dit kan doen. Nou, hoe kan jy dit doen as dit nie in jou is nie? Jy moet dit tog uit jouself uithaal. So, ons is 'n samestelling van al hierdie goed. Dis hoekom baie mense nog die geaardheid van 'n dier het. Hy geaardheid van 'n vark, want die vark eienskap het hy nog nie bemeester in hom nie. Jy kry 'n sluw mens, hy skelm, hy het 'n absolute jakkalsgees in hom, soos Herodes dit gehad het, en Joshua het hom meermale 'n jakkals genoem. So ons as mens kry nou die kans om hierdie saamgestelde siel met ons menswese, ons eie ek, moet ons nou onder beheer kry. Wanneer hierdie begeertes in ons opkom, dan moet ons dit onderdruk, want nou het ons sy gees gekry om ons te lei, en ons siel moet nou vrywillig by die goeie plek aankom, wat die koninkryk is, wat niks anderste is as om in liefde te leef nie. Daarom moet ons heers oor die skepping, nie net oor die skepping daar buite nie, maar ons moet heers oor ons innerlike skepping. Ons moet nie emosies laat oorneem in ons, wat maak dat ons terugval na die diereryk nie. 'n dier kan nie help by so nie. 'n leeu kan nie help dat as hy 'n mens sien, gaan hy hom doodbyt en hy gaan hom opvreet. Hy is so gemaak, hy moet daai proteïen kry. En alle ander diere, maak nie saak wat hulle is nie. Hulle gaan doen wat hulle doen. Ons het nou die geval gehad, iets vreeslik baie valke wat hier by ons is. Hulle duik af en hulle tel daai ou klein bosvarkies op, dan vlieg hy weg met hom en hy vreet hom op. Dit is sy aard, hy gaan dit doen. Maar ons as mens moet wanneer daai begeerte om iemand te vreet of na te kom, of te probeer omseil en verneek en om te onderdruk, dan moet die liefde kom. Dis die gees wat daai dier nie het nie. Die gees van vrye wil. En sê nee, dit is nie in die liefde nie. Ek kan nie toelaat dat die goed gebeur met my nie. Ek moet myself regkry. Ons gaan aan. Hoofstuk 1:9-3. Weliswaar sal die mense hier en daar spreek en oordeel. Ja, dit is nou wel mooi om oor die deugde van die vrygewigheid te preek en die gierigheid as 'n afskuwelike sonde voor te stel. Maar wie kan eintlik iets daaraan doen as die een mens in homself 'n oorwegende drang tot oorvloedige vrygewigheid het en 'n ander daarenteen ontsettend gierig is? By beide hang dit van hulle innerlike liefde af, waarvan dit 'n uiterlike verskynsel is. Verstaan julle dit? Sy innerlike liefde vir homself maak dat hy uiterlik 'n gierig aard of 'n vrek voorkom vir ander mense. Wanneer sy liefde vir sy naaste daar is, vanuit Vader se liefde,
dan sal almal hom sien as 'n groot en vrygewige mens, wat almal help wat hy kan. Daaruit ontspruit vir elkeen van hulle 'n saligmakende gevoel, wat sowel die een as die ander een vir homself hou. Die eerste een sou egter treurig word, as sy besit nie oorvloedig genoeg is, om sy arme medemense gelukkig te maak nie. En die tweede word treurig, as hy nie soveel ontvang soos wat hy wens nie, maar selfs verloor. Dit is tog so, dat dit alles al oorspronklik in die aard van die mens aanwesig is, en daarom kan daar tog eintlik geen sonde, of enige ware deugde wees nie. Vir die gierigheid is die vrygewigheid 'n sonde, en vir die vrygewigheid is dit in gelyke mate die gierigheid. Kan die water iets daaraan doen dat dit so 'n sagte en meegaande natuur het? En wie sou die klip kan verdoem vanweë sy hardheid? Die water moet so wees soos wat dit is, en so moet die klip ook wees soos wat hy is. Dis nou 'n argument wat mense kan hê oor hierdie twee uiterstes, waar die vrygewigheid soos water met water vergelyk word, 'n hart wat vloei al die goeie dinge na ander mense toe, en die gierige hart weer 'n hart soos klip, wat absoluut nie kan gee nie. En dit is werklik so, as so 'n mens in die bedryf geld verloor, hy word skoon siek daarvan. Of as die beleggings wat hy het, aandelebeurs, as dit val, hulle word skoon siek daarvan. Party neem hulle eie lewens. Hulle kan nie vat om 'n rand te verloor nie. Dit is maar 'n eienskap, want hy kry 'n salige gevoel wanneer hy bankrekening klim en klim en klim, of sy eiendom groter word en groter word. Vir 'n deel is dit wel korrek, die aard van die vrygewige is om vrygewig te wees, en die aard van die gierige hart is die volslae teendeel. Maar hierdie saak staan so, elke mens kom met 'n aangebore selfsug en gierigheid as kind in die wêreld in, en sy siel bevat deurgangs nog die dierlike element, wat baie grof stoffelik of materieel is. Dit geld veral vir die siele wat nie van bo, maar van hierdie aarde afkomstig is. Maar ook die siele wat vanaf die sterre op hierdie aarde kom, is nie heeltemal vry van die element nie. Nou, ons het nou al in die verlede, weet ons nou, daar's twee tipe siele. Die siele van die rebelle, wat agter Lucifer aangegaan het, is meestal siele wat afkomstig is uit hierdie wêreldse materie, die minerale ryk, die plante ryk en die diere ryk. Dan is daar siele wat, soos Yeshua sê, wat van bo kom. Hulle kom van hierdie ander sterre af. Hulle het al 'n baie sagter samestelling. Hulle plant en dier samestelling van hulle kosmos, hulle siel, is baie meer in die liefde as wat dit hier op aarde is. As ek dit kan vergelyk, is dat die toekoms van hierdie aarde lê in die 1000-jarige vrederyk, waar die leeu en die lam saam sal wy, en die een gaan nie die ou, of die leeu en die os, en 'n kind sal by die gat van 'n adder speel, sê die Bybel. Hoekom? Eenvoudig, want daai wreedheid gaan nie meer bestaan nie. As gevolg van die samestelling van die siele van diere en plante op hierdie aarde, gaan hulle verskriklik liefdevol wees. Want dis al hoekom 'n leeu langs 'n os gaan staan. Vandag sal hy nie staan nie, os sal val, gaan gevreet word. Nou ja, die gras daarenteen kan nie 'n leeu voed nie, want hy het nie genoeg proteïene nie. Hy is nie geseënd genoeg om 'n dier wat baie proteïen soek te kan bevredig nie. Maar daai gras sal van so 'n aard wees, dat hy beide die leeu en die os sal kan bedien. Hoe, weet ek nie nou nie, maar die skrif sê dit vir my. So as gevolg van mense wat gerebelleer het en agter Satan aangegaan het,
het Vader hulle siele na hierdie plek gebring, na hierdie planeet, en hy het hulle hier herstel. En ons weet nie watter een is ons nie, ons kan een of die ander wees. In elk geval maak dit nie saak nie, jy moet stry teen jou eie innerlike begeertes. Want dit is daar, dit is omdat ons daarmee gebore word, en dit moet so wees in sy orde. En almal is grof natuurlik wanneer hy gebore word. Nou hang dit af van sy opvoeding. As die mens nou in hierdie dierlike element opgevoed word, word dit altyd meer en meer sy lewensbasis, dit wil sê sy liefde. Maar omdat hierdie basis dierlik is, bly die mens dan ook 'n verskeurende dier, en besit niks menslik nie, behalwe die armsalige gestalte, die vermoë om te praat en, as gevolg van die bou van die logiese geheue, 'n ordelike begripsvermoë, wat egter altyd meer deur die dierlike element aangespoor word tot lae handelinge. Daardeur kan dit slegs as goed en Daardeur kan dit slegs dit as goed en saligmakend sien, wat die suiwer dierlike element wil. Dink maar aan 'n klein kindjie wat net pas gebore is vir die eerste paar jaar. Wat soek hy? Hy soek net kos. Hy soek kos en liefde en beskerming, maar hy is heeltyd, dit is alles dierlike eienskappe wat 'n klein diertjie ook soek. Hy soek nie hoër geestelike dinge nie, want hy kan nie, hy is nog nie ontwikkeld genoeg nie. As iemand nou dus wil beweer dat daar eintlik volgens waarheid geen deugde en dus ook geen sonde sou wees nie, en dat dit baie onregverdig is om die gierigheid teenoor die vrygewigheid te verdoem, dan moet 'n mens hom maar eers op hierdie uitleg van my wys. Laat hy dit eers bestudeer en goed oorweeg. As 'n tuinier 2 vrugtebome in sy tuin plant en dit na behore versorg, sal dit dan vir hom niks wees as slegs die een boom vrugte dra, maar die ander wat van dieselfde ras of tipe is en in dieselfde grond staan, daar dieselfde reën en dou, dieselfde lig en dieselfde lig as voedsel het, heeltemal geen vrugte, ja selfs geen voldoende blare dra, om skaduwee te gee nie, dan sal die oordeelkundige tuinier sê, dit is 'n ontaarde siek boom, wat alle sappe vir homself gebruik. Ons sal eers sien of hy nie te help is nie. Dan probeer die tuinier alle doeltreffende middele wat aan hom bekend is. En as al hierdie middele uiteindelik niks help nie, sal hy die onvrugbare ontaarde boom uitroei en in sy plek 'n ander plant. En dit is wat met ons op aarde gebeur. Vader is die tuinier. En die tuinier is altyd met ons besig. Moenie dink dat hy een ou afskeep nie. Hy skeep niemand af nie. Hy weet presies hoe hy jou moet benader, sodat jy op jou beste sal luister. Of dit nou deur jou ouers was wat jou opgevoed het, en van jou 'n mens gemaak het, of dit jou onderwysers is, of was, en of dit jou predikant of pastoor was. Maar jy is gevorm deur die jare deur mense, sodat jy weet wat reg en verkeerd is. En 'n oormatige gierigheid sal duidelik uit alles wat jy ervaar, sal vir jou nog steeds, as jy mooi daaraan dink, is dit 'n ewel. En jy sien dit met kindertjies. Kyk maar na van kindertjies as jy van hulle kry, wat met sy speelgoed speel. Laat 'n ander kind nou net een van daai speelgoed vat, dan skop hy 'n tantrum op, en hy gaan te kere. En dit is al die begin stadia van gierigheid. Want hy gun niemand anders iets nie. En dan kry jy 'n kind, hier, almal kan met sy goed speel. Inteendeel kyk hy nie eens meer na sy goed nie. Hy is net te gelukkig dat almal lekker lag en gelukkig is. Dit is al die vorming van hierdie goed. En dit is hoekom ons as ouers vir ons kinders hierdie dinge moet uitwys en leer om dit nie te doen nie. Ons gaan verder. 'n gierige
en selfsugtige mens is derhalwe 'n mens wat homself innerlik ontaard het en geen lewensvrugte kan gee nie, omdat hy alles vir homself gebruik. Baie belangrike eienskap van 'n gierige mens. Hy verbruik alles self. In teenstelling daarmee is 'n vrygewige mens alleen maar in die regte lewensorde, omdat hy na buite toe ryklik vrugte dra. 'n Boom kan egter niks daaraan doen of hy wel of geen vrugte dra nie, want hy vorm homself nie, maar die geeste wat in sy organisme opstyg, vanuit die ryk van die natuur wat onder die oordeel lê, vorm hom deur hulle krag en deur die baie eenvoudig en daardeur ook beperkte intelligensie wat in hulle aanwesig is. Die mens staan egter op die punt om homself deur die onbeperkte intelligensie van sy siel self te vorm, om hom te benader en om te verander in 'n boom wat baie ryklik lewensvrugte kan dra. Nou wat hy hier sê is, 'n boom is 'n boom. As hy nie vrugdraande boom is nie, dan kan hy self niks daaraan doen nie. Die tuinier moet alles probeer, en as dit nie werk nie, dan is dit nog steeds nie die boom se skuld nie. Maar ek en jy kan nie daai verskoning gebruik nie, want ons het 'n eie vrye wil en 'n denke gekry, en 'n gewete, en 'n godsbesef, en daarom het almal van ons die gebod gekry om jou Vader lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en jou verstand, en jou naaste soos jouself. Wat beteken jy met jou naaste lief hê soos wat jy jou vrou en kinders lief het? Of soos jou ma en pa lief het? Want dis alles nog deel van jouself. En dit is moeilik vir mense om dit te doen. Hulle kan baie goed aan hulle familie doen. Die kinders is net 18, dan kry hulle al 'n nuwe Ferrari of wat ook al. Dis nie naaste liefde nie. Al die ander mense wat hulle sien, moet maar met hulle voete kilometers loop. Maar hulle kon vir hulle gehelp het. As die mense vir hulle werk kon 'n bussie gekoop het, of wat ook al. Dit is die verskil wat Yeshua vir ons hier sê. Die mens kan self besluit en dink, wil hy so wees of wil hy anders wees? Wat nou beter is as die boom. Eers wanneer hy dit doen, en hy alle middele daarvoor het, sal hy weer 'n mens in die egte ewige orde van Elohim word. Doen hy dit egter nie, dan bly hy 'n dier, wat as sodanig geen lewe in hom het nie, en ook geen lewe deur goeie en liefderyke werke aan 'n naaste kan oordra nie. Hy staan daar op die grond, maar daar's geen vrugte nie, en daar's geen blare aan daai boom nie. Soms so 'n stokkerige boom. Dit is hoe 'n gierige hart lyk. Daarom is die nou geredde Persiese Judeërs, dis die ouens wat daar aangekom het in die skip, baie goed geordende mense, en dit is nou maklik om aan hulle 'n hoë wysheid by te bring. Want as 'n lamp so vol olie is, dat hy ryklik begin om oor te loop, en hy het 'n goed geplaaste en sterk lewensput daarby, hoef 'n mens die put slegs aan te steek, en dan sal die hele lamp straal van lig, en sal alles om hom heen in 'n groot kring pragtig helder verlig. En hier sit Yeshua sommer in hierdie paragraaf 'n verborgenheid in oor die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. So wie is die 5 wyse maagde? Dit is hulle wat hulle lampies vol olie gemaak het, en hulle lampies is gereed om aangesteek te word, en hulle is bereid om hulle naaste alles kwyt te skelp, hulle naaste te help, en baie vrygewig te wees. En dan het jy ander wat ook maagde is, hulle is nou nie slegte mense nie, maar hulle lampies het geen olie nie. Hulle lampies is leeg, daar is niks vir hulle medemens nie. Hulle kan nie 'n lig gee nie, want daar is nie olie nie. So, dit gaan daaroor dat die wyse maagde is hulle wat in vrygewendheid hulle naaste dien.
En die ander, die dwaase maagde, is hulle wat net hulle self help. Jy sal nie sien, dis 'n goeie mens. Hy gaan selfs kerk toe en hy doen al die dinge. Maar om by 'n arme te kom of 'n behoeftige is nou nie sy werk nie. Vers 9 nee. 11. Ekskuus, ja, ek is alweer agter. En hierdie Persiese Judeërs met hulle vrouens, wat sommiges van hulle saamgebring het, is reeds sulke goed gevulde lampe. Daarom sal daar nie baie nodig wees, voordat hulle almal vol lig is nie. Sirenius sê toe, meester, dit is vir die mensdom tog weer 'n baie belangrike lering, wat goed opgeskryf sal moet word, en tot aan die einde van die wêreld sal moet bly bestaan. Joshua sê vir hom, jou sorg daarvoor is reg, en ek het daarom voortydig gesorg, dat die belangrikste al op jou rolle opgeskryf is. Maar vir die lewe het so geskrif net so baie nut, soos wat 'n dooie wegwyser dit het vir die wandelaar op die vele strate en dwaalweë van hierdie wêreld. Dit wat elkeen kan help om aan hom wysheid, krag en lewe te kan gee, word vir elke mens onuitwisbaar in die hart geskryf, en wel sodat die geskrif oor die ewige lewensreg en die in- en uitwendige betrekkinge by elke handeling wat teen die goddelike orde ingaan, van self in die mense hardop voorgelees word, en die siel maan om terug te keer na die oorspronklike goddelike orde. As die mens hierdie innerlike stem sal volg, sal hy dadelik op die goeie weg wees. As hy egter geen ag daarop slaan nie, maar die rasende hartsog van sy liggaam volg, sal hy dit ook aan homself te danke hê, as hy deur die eie oordeel wat in homself aanwesig is, verswelg word. Maar nou sien ek dat ons perse hulle gereed maak, daarom kan ons hulle met blydskap verwag. Nou wat hy hier sê is dat hierdie lering is 'n goeie lering, want ons nou vanmôre hierdie lering hier uitgegee. Maar dit help niks nie. Dit is net so goed as 'n teken wat sê Mafeking is 300 km hiervan. Want die persoon loop op die dwaalweë van die wêreld. Dit beteken vir hom niks nie. Dit is slegs nodig dat ons vir mense die evangelie van die liefde gee. As hy die evangelie van liefde aanneem, is 'n wegwyser nie nodig nie. Want dan sal sy hart hom die weg wys om goed te doen aan sy naaste en sy gierigheid 'n bietjie te versag. Dit is hoekom hierdie lering byvoorbeeld nie in die Bybel opgeteken is nie, maar dit moet iewers wees, want dit is vir Sirenius gegee, wat dan moontlik ook in Rome beland het en iewers weggesteek is. Maar daarom is dit vir ons belangrik om die mense slegs te onderrig in die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste. Ander mense wat dit alreeds doen, kan jy ander wyshede bybring. Kan jy hulle begin onderrig oor die groot dinge wat ons nou al ontvang het, die ontstaan van die siel, die val van die geeste, hoe lyk dit op verskillende planete, waarheen gaan die siel in die hiernamaals. Dis alles wonderlike dinge wat daai so 'n siel sal opneem. Maar so 'n gierige siel wat so wêrelds is, sal nooit hierdie inligting opneem. En daarom is dit dan ook nie 'n belangrike lering vir mense nie. Want die eerste ding is die liefde, en die laaste ding is ook die liefde. Opvattings van die perse oor die meester, hoofstuk 1:9-4. Terwyl ek Sirenius uitleg gegee het oor vrygewigheid en gierigheid, het die perse onder mekaar beraadslaag wie ek sou kon wees. Onthou, hulle is nou ook Judeërs, hulle kom met dieselfde stam as Joshua. Baie het gedink dat ek 'n profeet was. Ander beskou my as iemand wat bekend was met alle skole van Egipte, Griekeland en Jerusalem. Dis waar die groot wysheidskole was. 'n Paar het selfs gedink dat ek miskien 'n Romeinse prins was.
wat alle omstandighede van die groot ryk geken het, en daarom baie hoë status in die staat gehad het. Mense moes daarom baie ag slaan op my, anders sou die trotse Romeinse Reinius as opperstadhouer van geheel Asië tog nie so eerbiedig met my omgegaan het nie. Maar een van die twee afgevaardigdes sê, wat hy ook al mag wees, hy is in elk geval 'n vername persoon, en ons kan iets van hom leer, en daaraan het ons almal in hierdie tyd die meeste behoefte voor. Daarmee was almal dit uiteindelik eens, hulle maak hulle gereed, en begeef hulle na my, Yeshua toe, op die heuwel, alhoewel dit al taamlik donker begin word het. Terselfde tyd kom die ou Markus ook met 'n vraag by my, oor die aandete, en oor die tafels wat deur die haal verniel was, sowel as die bodem wat nog baie vochtig was, en wat daaraan gedoen kon word. Ek wys hom egter op die perse en sê, kyk eers daar, 'n uitgebreide en baie smaaklike gereg vir my. Hulle moet nog voor die aandete heeltemal deur my liefde opgeneem wees. Dit is my so mooi vergelyking. Daar staan mense, ek moet nog daai gereg, moet ek nog geniet. En dan kan ons verder gaan met gewone ete. Tot dan sal jy wel genoeg tyd hê om die liggaamlike maaltyd gereed te maak en die tafels in orde te kry, want daar is maar 'n paar daarvan gebreek en hulle sal die regte oomblik weer herstel word. Maar steek gou ligte aan, sodat die mense nie in die donker hoef te loop nie. Markus gaan toe verheug terug en sit alles aan die werk. Die perse nader my, buig volgens hulle gebruik weer tot op die grond, maar gaan daarna tog weer regop staan en bly nie op hulle gesigte lê nie. Een van die vroeëre twee afgevaardiges neem die woord en sê, Meester, u wat seker 'n groot vriend is van mense, wat van goeie wil is. Kyk, hier is ons dan. Ons probleme ken u, en ook die rede wat ons na hierdie omgewing gebring het. Maar ons sien dit as 'n wonderbare beskikking van bo, en sê soos Job, Meester, alles is van u, hemel en aarde, lug en water. U gee en neem, wanneer en op die manier wat u welgevallig is. U kan 'n bedelaar 'n kroon en 'n scepter verleen, en die hoofde van konings buig in die stof van die algehele verganklikheid. Daarom gee dit ons ook geen pyn nie, want die mens wat die almagtige wil van Elohim altyd op die voorgrond plaas en in die hart dra, treur nooit, behalwe wanneer hy voor die aangesig van Elohim gesondig het. Daarom treur ons ook nie oor die aansienlike verlies wat ons gelei het nie. Want as Elohim se wil nie die hand in die spel gehad het by hierdie treurig lykende gebeurtenis nie, sou ons nou, soos dit andersins elke jaar die geval was, sonder enige korting ons geld gekry het. Elohim se wil was hier duidelik in die gedrang, en aan hom offer ons graag hierdie kleinigheid, en ons sou graag nog groter offers wou bring, as die Almagtige dit van ons sou verlang, want hy alleen is Elohim, en ons is slegs altyd sy alleen dienende en gehoorsame knegte. En dit is die gesindheid wat 'n mens nederlaag moet opneem en aanvaar. Ons almal kom in situasies waar ons gedink het ons gaan nou lekker ryk word, of ons gaan nou 'n goeie transaksie nou hier maak. En dan gebeur dit nie net nie, ons verloor 'n hengse klomp geld. En alles val plat. Maar dan, soos wat hierdie ouens sê, wat nou ook vol van Vader se gees is, dit is sy wil. Dit is sy wil dat hierdie ding moes platval. Ek kyk na my lewe, en hoe ek uiteindelik hier gekom het, en gedoen het wat ek nou doen.
En baie van die goed wat met my gebeur het, was negatief. En ek het vir 'n ruk gedink, hoekom straf Vader my so? Hoekom werk die ding nie uit nie? Een van die goed wat ek onthou dit, maar dit is nou nie meer vir my belangrik nie. Ons produk was op die piek en ons het regtig goeie konstruksiewerk gedoen met die manne met die tee. En toe kry ek 'n kontak en die ouens soek dit in Rusland. En ek gaan toe Rusland toe, ek stuur produk oor, ons maak demonstrasies daar, dit is so fantasties. Die hooflaboratorium van Rusland toets ons goed. Ons goed is so sterk, dit breek al hulle masjiene, hulle het nog nooit sulke produkte gesien nie. Ons kry saam met hulle 'n vernoot daar, kry ons die pad van Moskou af tot diep in Siberië, om daai paaie se slaggate reg te maak, want ons produk kan in -0 grade kan hy gebruik word. Jy kan hom insit en hy hou. Daar is geen ander asfaltproduk wat dit doen nie. Ek vlieg toe terug vol verwagting. Ek sien nee, nou gaan ons ryk word. Die dinge gaan nou kom, want hierdie ouens praat somme van skeepvragte vol bestel en 'n kantoor oopmaak daar en alles. Ek was nog in Kaïro, want jy vlieg van Moskou af Kaïro toe en daar vlak jy weer 'n vlug Suid-Afrika toe. Toe val die roebel. Ek kan nie onthou nie, maar ek dink dit is van 900 roebels wat $1 was, na 30.000 roebels. So ek dink nou daaraan, as ons geld so ver val, dis seker meer amper 1500 maal wat hy waarde verloor. En die ou bel my net, hy sê vergeet dit. Hy sê ek kon gelukkig, het ek jou hotel betaal gister. As ek hom vandag moes betaal, was ek bankrot gewees. En ons het nooit weer daai werk gekry nie. En ek het gedink altyd, maar Vader, hoekom? Hoekom het U nou nie vir ons geseën nie, want ons kon tog daarmee, ons was reeds besig hier op die plaas met huisies en goed. Maar hy het dit so gewil, en ek aanvaar dit so dat ek dalk nie 'n waardige saakbewaarder sou wees as soveel geld na my toe sou kom nie. Ek sou dalk gefaal het. Ek sou dalk presies gedraai het in so gierige hart. Ek weet nie wat sou gebeur het nie. Maar dit het nie. Maar nog steeds het hy altyd vir ons versorg en ons gehelp. En dit moet ons altyd oor dankbaar wees. Maar hierdie groot goed, as dit nie gebeur nie, was dit nie vir jou nie. Aanvaar dit en sê dankie vir Vader dat sulke goed oor jou pad kom, want baie keer is dit vir jou beskerming. 7 ja. Ons het slegs Elohim lief en ons vrees hom alleen. En daarom vrees ons die mense nie. As die majesteit van hemel en aarde ook maar op enige wyse voor die mense tot skande gemaak het hy daarvoor baie goeie redes gehad. Want maar al te maklik en ligsinnig begaan die mens voor Elohim 'n sonde, wat die siel altyd baie nadeel besorg. Dan kom die meester met die goeie tugroede en help weer die mens op die regte weg. Daaruit sien hy, goeie meester en vriend, dat ons mense is wat Elohim nog lang nie vergeet het nie. Miskien is hy wel 'n wyse heiden en baie vertroud met die kragte van die natuur, maar ons ken slegs een universele krag, en die is alleen in Yahweh Elohim. 'n ander leer is vir ons werklik nie aanvaarbaar nie. As hy ons dus iets waar wil leer, vergeet dan nie dat ons onwankelbaar glo in die goddelike leer van Moses nie. Iets wat in teenspraak daarmee is, sal ons nie saamneem nie. Ook al klink dit hoe goed en was dit ook hoe wys, want ons almal staan liewerste as dwaase teenoor die wyse wêreld, as sondaars voor Elohim. Yeshua sê vir hulle, dit is baie korrek, julle is op die goeie weg, maar net soos by Moses, as ook in die besonder by die profete, sal julle dinge vind wat vir julle nog baie duister kan wees. En dit wil ek nou vir julle ophelder, sodat julle vir julle self
en ook vir julle broers, vroue en kinders kan verstaan in watter tydperk julle nou lewe. Toe Elia in 'n grot verberg gelê het, sê die Gees aan hom, dat hy so lank in die grot moes bly, totdat Jahwe self sou verbykom. En Elia stel hom vlak by die uitgang op en luister. Dadelik kom daar 'n geweldige storm, wat met soveel krag verby raas, dat die hele berg daarvan gebeef het. Toe veronderstel Elia dat Jahwe wel verbygegaan het. Die Gees antwoord egter, in die storm was Jahwe nie. Elia luister weer gespanne en kyk. Nie lang daarna trek 'n loeiende vuur langs die grot deur. Dit raas en knetter geweldig, en die buitekante van die rots glasuur as gevolg van die geweldige hitte. Toe dink Elia dat dit tog wel Jahwe moes gewees het, maar die Gees praat weer en sê, ook in die vuur was Jahwe nie. Toe dink die groot profeet by homself, dus nog in die storm, en nog in die almag van die vuur, bevind Jahwe homself met die kern van sy liefde. Maar toe hy ernstig daaroor nagedink het, reis daar 'n baie teer, 'n fluisterende siggie wind verby sy grot. En die Gees praat weer en sê, kyk Elia, in die tere en sagte gereis gaan Jahwe verby, en dit moet vir jou die beloofde teken wees, dat jy nou heeltemal vry kan gaan, en hierdie grot kan verlaat, waarin jy verborge moes wag op die verlossing. Toe stap Elia blymoedig uit die grot in die groot vrye ruimte in, en die weg na die groot vaderland het sonder gevare vry en oop voor hom gelê. En dit kan jy gaan lees in 1 Konings 9:9-15. As julle dus goed tuis is in die skrif, lê dan eers vir my die vreemde tafereel uit. Nou wat hierdie verhaal van Elia in die grot eintlik in die groot prentjie vir ons sê, ons, die mensdom, wat na hierdie aarde toe gekom het, is nog almal in die grot van materie vasgevang. En selfs die mense wat dood gegaan het van Adam af, tot net voor Yeshua se kruisiging, het hulle self ook nog in 'n grot bevind, in die innerlike aarde. Henoch beskryf die plekke waar hy siele is. En eers toe Vader Jahwe as Yeshua met 'n sagte geruis en 'n koel liggie na die aarde toe gekom het, homself laat kruisig het en opgestaan het uit die dood. Dit is hoe hy verby die grot van elke mens gekom het. Kon die mens nou uitgaan uit die grot uit en in die geestelike sweer teruggaan waar hy eens geskape was, maar wat vir hom afgesluit was. So, dit is 'n baie mooi gelykenis wat Yeshua hier vertel oor homself, oor die derde keer wat hy kom. Die meeste mense beskou Vader as hierdie groot storm en vuur, en jy moet vir hom bang wees, en die predikant is ook, hy maak gebruik van daai vrees, en hy druk daai vrees elke Sondag op die arme mense af, maar die mens leer nie die sagte, tere, koel liggie van die Gees. En dit is Yeshua. Dit is niemand anders. En dit is hoe ons hom van nou af moet leer ken. Môre sal ons kyk wat hy vir ons sê oor die uitleg verder. Hierdie ouens gaan dit nou probeer uitlê. Baie dankie.